Goeiedag, my naam is Bertie Brits en het is vir my 'n voorreg om vandag hierdie woord van God se onvoorwaardelike liefde aan jou te verkondig. Ek weet dat dit jou lewe gaan impakteer en dat jy sal sê, maar Here, U leef binne in my. Dis wonderlik. Ons het 'n reeks laasweek afgehandel oor die vervulling van die wet, wat ek net weer onder jou aandag wil bring. Ons het afgesluit op 'n hoogtepunt waarin ons verduidelik het dat die Nuwe Testamentiese kerk, Petrus hulle onder die leiding van die Heilige Gees besluit het dat geen las op die heidene gelê moet word deur die wet aan hulle te verkondig nie. So, die verkondiging van die wet is 'n belasting. Dis presies wat dit is. Jy weet, soos as ons kyk na die belasting van die land, die woord self sê presies wat dit is. Die woord is meer as net 'n woord. Dit gaan gepaard met emosie, belasting. Hoe klink dit vir jou? Belasting. Nou, dit is eintlik om gepla te word. Dit gaan nou goed, nou word jy gepla met daai ding wat jy nou moet doen. En dit is presies dieselfde wat gesê is in Handelinge. Hy sê, kom ons belas nie die heidene, deur dit vir hulle moeilik te maak, om nou nog die wet te gaan onderhou, en kom ons versoek nie God, deur aan die heidene te verkondig, dat hulle die wet moet onderhou nie. So, die Bybel sê, God kan nie versoek word deur die sonde nie, maar so kom ons versoek nie God, deur die wet te probeer verkondig aan die mense nie, want sy plan is om die mens te red, en dit vir hom maklik te maak, om gered te wees, om dit vir hom maklik te maak, om, jy weet, die naam van die Here te kan aanneem, 'n woord wat sê, nie deur jou dade nie, 2000 jaar terug het iemand gesterf vir die sonde van die wêreld, sodat die wat nou lewe, nie meer hulle self hoef te leef volgens 'n wettiese standaard nie, maar dat Christus nou in hulle kan lewe. Prys die Here, ons is besig met hierdie woord van God se onvoorwaardelike liefde. Ek wil net onder elkeen van julle se aandag bring, ons het 'n webwerf, dynamicministries.com, dis op die skerm. Jy kan na daai webwerf toe gaan, al hierdie preke wat ek op Kruiskyk gepreek het, en nog hordes meer, is beskikbaar daar. Dan het ons ook elke dag op GraceStream TV, dit is 'n internetkanaal, wat ek ook, het is op die tuisblad of die homepage van dynamicministries.com, en dan ook op 'n klomp ander webwerwe kan jy dan nou gracestreamtv.com kry, en ek meen, tik net in gracestreamtv.com, en dan gaan hy oopmaak, elke dag 2 uur, maandag, dinsdag, donderdag en vrydag, het ek 'n lewendige uitsending van 2 tot 2:30, waarin ons net elke dag net 'n bietjie van die goeie nuus deel. Man, prys die Here. Indien jy ons dagstukkies wil ontvang wat ek elke dag uitstuur, stuur net vir ons 'n e-mail en sê ek wil graag die dagstukkie ontvang. Ons sal dit op ons adreslys sit en dan ons dagstukkie vir jou stuur elke dag. Daar's hy. Right, klaar met die afkondigings en die inleiding. Kom ons gaan oor na Matteus 5 vanaf vers 1. Ek wil vandag 'n bietjie praat oor honger na God. Jy weet, daar's so ek wil amper sê 'n belasting op mense om nou te honger na God, en die hongerste ou, hy gaan nou, jy weet, die deurbraak kry, en naderhand is daar kompetisies oor wie's nou eintlik die hongerste. Wie as my kinders 'n kompetisie moet hê oor wie's die hongerste, dan praat dit van hoe slegte pa ek is. Want dan beteken ek voer nie my kinders nie, en die kos wat ek hulle gee is nie kos nie, is swak kos. So, ek wil amper sê, is amper 'n skande om te kan sê, man, jy weet, ek is in die Here, ek eet die vlees van Jesus Christus, ek drink sy bloed, ek is hom deelagtig, en ek honger na nog, want dit wat hy my gee, versadig my nie. Ek wil vir jou sê, dat daar het gekom 'n einde aan ons honger en ons dors, dat ons nie meer na God hoef te honger nie, dat ons nie meer na God hoef te dors nie, maar dat hy in ons kom woon, en dat sy gees lewende water is, wat vanuit ons binneste uitvloei, wat uitborrel. Prys die Here. Jy weet, nou die dag toe hou ons 'n veldtog in Hermanus. Jy weet, die mooi Hermanus, ons het daar in die plakkerskamp, is daar 'n mooi sokkerveld, lieflikste gras, stadion daar, en ons het ons klanttoerusting en ons platform daar opgeslaan, 'n openlig veldtog gehou, saam met François, en ons het maar net 'n lekker tyd daar gehad, in die evangelie verkondig, en die een dag, toe ry ek na die stadion toe, of nee, weg van die stadion af, terug huis toe, om myself te gaan regmaak, om te gaan preek die dag, en iemand bel my van oorsee af, en ek is op die foon, en ek praat met die ou, en die ou praat seker 'n halfuur of 40 minute lank, en ek stop toe nou, langs die pad, en ek sit toe nou daar en gesels met die ou,
En terwyl ek gesels, toe kom maar iemand en hy klop aan my venster, iemand uit die plakkerskamp uit, klop aan my venster, sê vir my, hy wil met my praat. Ek wys hom, ek is op die foon, die oomblik as ek klaar is, sal ek met hom praat. En hy wag daai hele halfuur daar. En toe hy nou klaar is, toe ek nou klaar gepraat het, toe sê hy vir my, jy weet, hy wil graag weet, jy weet, in watter politieke party behoort ek. En party van die ouens wat nou polities georiënteerd is, het gesê, Bertie, jy moes gesê het, jy behoort aan die party of daai party. Toe sê ek weer, ek behoort aan die party wat vir jou lewe bring, die naam Jesus Christus. En so ek wil my nie ophou met politiek nie, ek wil my net besig hou met dit, met die verkondiging van die woord, sê ek toe vir hom. Maar weet jy, hy sê toe vir my, maar hoekom sê ek nie wat die party is nie? Ek sê vir hom, wat gaan jy maak as ek sê ek is, as ek die ou AWB bewind net weer op die been kan kry, jy weet, dan prys die Here, wat gaan jy dan maak? Hy sê nie, dan gaan ek jou haat. Ek sê vir hom so, kom ons hou onsself uit, daai goeders uit, en ons praat net oor die Here, en wat die Here vir jou gedoen het. En daardeur sê ek nie dat jy mag nie stem nie, en is verkeerd om te stem, en al dat van goed nie, maar jy moet ook maar besef, as jy predikant is, jy weet, en jy stop in 'n plakkerskamp, en iemand vra vir jou wat 'n politieke party jy aan behoort, dat dit daai ou se saligheid kan beteken, as jy verkeerd antwoord, so, volgens hom. En ek sê vir hom, maar weet jy wat, kom ons los daai goed, ek is hier om vir jou te vertel hoe waardevol jy is vir die Here. En ek begin vir hom vertel, ek sê vir hom, weet jy dat as God na jou kyk, dan kyk hy na jou vanuit sy perspektief, en sy perspektief is, hy het betaal vir jou sonde. En die ou begin lag, hy sê, het kan nie wees nie. Ek sê vir hom, weet jy wat is die verskil tussen Christendom en enige ander geloof? Christendom is die enigste geloof waar die God wat ons dien, nie sonde en dade bewus is nie, maar bewus is van sy liefde vir jou. En ek sien die ou skrik half. Hier, want hy het nog nooit so gehoor nie, en ek begin die evangelie en hom verkondig. Daar staan daai man en sy vriende met trane in hulle oë. Jy weet, en hulle sê net, Here, jy weet, U het vir ons 'n wonderlike ding kom doen. So ek wil vir jou sê, dit help nie ek daai ou nou belas en vir hom gesê, jy weet jy, dra jy die regte klere, rook jy, drink jy, onderhou jy die Sabbat, doen jy dit, doen jy dat, doen jy dit, sou hom net moeg gemaak het, man. Dit sou nie vir hom enige iets beteken het nie, het sou hom net 'n sondebewustheid gegee het. Hy's klaar bewus van sy sonde. Hy's nie bewus van die feit dat God vir sy sonde betaal het nie. Hy's nie bewus dat daar 'n nuwe mens opgestaan het uit die dode, Jesus Christus, wat vir hom in daai selfde lewe aanbied, vry van die werke van die wet, as 'n gawe, so wat God in hom kan woon nie. Hy weet nie dit nie. Binne in hom is daar honger en 'n dors en 'n hinkering. Jy weet, na regverdigmaking, na geregtigheid. Hy dors daarna, want hy voel nie geregtig nie. En ek verkondig dit aan hom, en daar's net, jy kon net daai blink in sy oë sien. In die veld of die aande, mense wat tot die geloof gekom het, wat tot bekering gekom het, fenomenaal, om te kon sien dit wat die Here gedoen het. Jy weet, so ja, ek wil vanuit die perspektief van honger en dors, vinnig met jou gesels. Matteus 5 vers 1, hy sê, en toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim, en nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom. En hy het sy mond geopen en vir hulle gesê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is julle, wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg voor julle gewees het. Nou, 'n kragtige gedeelte hier is, hy sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Nou, baie keer dan dink ons as Christene, jy weet, ek moet nog honger. Ek moet nog deurdruk, jy weet. As ek regtig honger na die Here, gaan die Here my honger sien en hy gaan my honger versadig. En ons het 'n edele en 'n noble thing. We saw it as a noble thing to be hungry for God. Nou, ons is nie daar om te honger na God nie. God is daar om die wat honger, se honger stil te maak, sodat hy nooit weer hoef honger te wees nie. Kom ons lees gou Johannes 6 vanaf vers 32. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Nou wat hy bedoel daarby is, Moses wat die manna gebring het, en wat die wet gebring het, dit is nie die brood wat dui tot die ewige lewe nie. Die wet wat uit die hemel neergedaal het,
wat God gegee het op die berg Sinaï, wat beskik was deur engele, gegee is aan Moses, wat toe van die berg afgekom het en onder, jy weet, was die goed toe nou daar stukkend gegooi deur Moses homself, so niemand anders het dit gedra behalwe Moses, die engele het nie gedra nie, Moses het dit gedra en stukkend gegooi, en wat toe gebeur het, is hy sê hier baie duidelik, dat daai is nie die brood wat kom van God af nie. Hy sê, Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Vers 34, toe sê hulle, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus sê vir hulle, met ander woorde wat hulle sê, gee ons altyd, met ander woorde, gee vir ons nou, en gee vir ons later weer, en weer, en bly hierdie brood vir ons gee. Hoor wat sê Jesus? Met ander woorde, wat hulle sê is, ons gaan eet en weer honger kry, dan moet ons weer eet, want wanneer ons honger is, dan gaan ons honger gestil word. Hoor wat sê hy hier? Hy sê, toe sê Jesus vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Met ander woorde, daar sal nooit 'n plek of 'n tyd wees, wanneer jy sê, ek is honger nie. Nooit nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en tog glo julle nie. Hoor net wat sê hy hierso, hy sê dat hy is die brood. Hier gaan ons aan, hy sê, Jesus, vers 53, Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet, en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manne geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal in die ewigheid lewe. Is dit nie mooi nie? Sal tot in die ewigheid lewe. Hierdie dinge het hy gesê in die sinagoge toe hy in Kapernaum onderrig gegee het. Is dit nie wonderlik nie? En na dit toe sê die disippels, en baie van die disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister, en hulle het van hom al weggegaan. So ek wil vir jou sê dat, wanneer jy nog honger en dors na God, dis nie verkeerd nie, dis reg. Ons moet honger, want hy sê daarso, geseënd is hy wat honger en dors na geregtigheid. Dit beteken, wat jy eintlik sê, is, dit wat ek nou het, versadig my nie. Dit wat ek nou deelagtig geraak het, is nie die ware ding nie. Ek soek nog na iets wat waar is. Daardeur is die oomblik as jy kan erken en sê, dit wat ek nou het, ek voel, ek kort nog iets. Dis 'n wonderlike plek om te wees, want dan kan Christus vir jou aangebied word. Maar wanneer jy sê, die wet versadig my, ek honger na niks nie, vervloek is jy dan. Want, hier sê die skrif baie duidelik, salig is die wat honger en dors na geregtigheid. Met wie praat hy hier? Hy praat met mense wat nog onder die wet is. Hy praat met mense wat deur die wet van Moses geregverdig wil word. Hy sê, salig is die wat, terwyl hy onder die wet is, nog sê, dit wat hierdie wet vir my bied, kan my nie versadig nie. Ek soek meer as dit. Hoekom? Hy sê, want hulle sal versadig word. Hoe sal jy versadig word? Want jy gaan sê, dat dit wat Moses gebring het, is nie waarlik spys nie. Wat het Moses gebring? Die wet van Moses. Moses het die 10 gebooie gegee, deur hom was die 10 gebooie gegee, deur God, en deur Moses het daar ook ander gebooie gekom, en ander dinge, wat nie lewe kon bring nie. Dit was nie die ware manna nie. Selfs die fisiese manna wat uit die hemel uitgeval het, was nie die manna waarvan God praat nie. Hy praat van sy seun, wanneer hy sê, dat ek sal julle brood gee, ek sal julle lewe gee. En hy sê, salig is die wat sê, ek eet hierdie wet van Moses. Ek eet die moets en moenies en regulasies en ek eet hierdie gedragspatroon verandering lering, maar ek voel elke keer as ek klaar is honger na nog. Ek voel nie versadig nie. Ek voel nooit ek het op 'n plek gekom waar ek sê, man, dit wat ek nou gehoor het is vir my genoeg. Ek wil niks meer hê nie, ek wil niks meer hoor nie. Dit het my versadig. Ek voel nie meer 'n nood
of 'n behoefte, dis die regte woord, 'n behoefte na enige meer van regverdigmaking nie. Ek voel daai volmaaktheid het gekom. Indien jy dit nie voel nie, wil ek vir jou sê dat daar is 'n offer wat jou kan regverdig. En kom ons lees dit gou-gou in die boek van Hebreërs. Hebreërs, ek het nou nie beplan om hom te lees nie, maar ek wil hom gou lees. Hebreërs hoofstuk 10 vers 14. Hoor wat sê hy hierso. Hy sê: "Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word." In ander woorde, ons word geheilig deur die bloed van Christus, en deur daai een offer het hy ons vir ewig volmaak. Met ander woorde, as jy daai offer kan aanneem, sal jy op 'n plek kom waar jy sê, ek honger nie meer na God nie. Weet ek kom en ek bedien gereeld by gemeentes en ek praat gereeld met leiers. Ek verstaan dat 'n ou sê, ek honger na die Here. Maar ek wil vir jou sê, as jy dit sê, dan beteken dit, jy het nog nie die ware offer deelagtig geraak nie. En indien jy die ware offer deelagtig geraak het, en nog steeds honger, dan verstaan jy nie wat jy deel van geraak het nie. Want dit wat ons deel van geraak het, is veronderstel om ons volkome te versadig. Paulus sê baie duidelik, hy sê, ek wil nie deur die regverdigheid van die wet voor God staan nie, maar deur die geregtigheid wat gekom het deur Jesus Christus, sodat ek voor God kan staan, onberispelik. Is dit nie wonderlik nie? Ons kan dit gaan lees in Kolossense 1 vers 20. Kom ons lees gou Kolossense hoofstuk 1 vers 20. Is regtig 'n wonderlike skrif. Hy sê daar: "Want dit het die Vader behaag dat in hom, dis in Jesus, die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemel. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind was deur bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vas bly in die geloof." So wanneer ons gegrond en vas bly in die geloof, honger ons na geen geregtigheid meer nie. Ek wil vir jou sê, kom ons draai dit om. Wanneer jy glo in Christus en sy vlees eet en sy bloed drink, en hoe eet ons sy vlees, hoe drink ons sy bloed? Nie net deur die nagmaal nie, maar deur eenvoudiglik net te glo in hom. Want hy sê, hy wat my vlees eet, het deel aan my. Net voor, 2 versies voor dit sê hy wat in my glo, het deel aan my. So, die oomblik wanneer jy Christus eet, wanneer jy in hom glo, dan woon hy in jou en jy in hom. Dit is baie mooi om dit so te kan verstaan. Wanneer jy hom eet, wanneer jy in hom glo, dit is soos eet, dan kom hy en hy kom woon nou binne in jou, en jy lewe deur hom, want hy gee jou nou krag, soos wat 'n stuk brood of 'n stuk vleis as jy dit eet, vir jou sal krag gee. Daai brood vind dan nou sy gestalte binne in jou, en jy vind jou lewe binne in daai stuk brood, of daai stuk vleis, want dit gee jou dan nou lewe, en dit gee jou dan nou krag. So, ek wil vir jou sê, dat dit baie duidelik is in Kolossense hier, dat wanneer ons in hom glo, dan stel hy ons as heilig, sonder gebrek en onberispelik. Nou, dit is 'n baie groot woord. Weet jy, toe ek onberispelik sien, toe dink ek, jy sê onberispelik. Weet, ons gebruik nie eintlik meer daai taal vandag nie. Miskien in kerkkringe verstaan ou die woord onberispelik. Onberispelik beteken eintlik, ek kan jou nie eers korrigeer nie. Ek kan nie eers vir jou sê, hier's 'n fout, maak daar reg nie. Dit is hoe ons staan voor God. So, kom ons draai dit om. God honger nie eers dat jy meer geregverdig moet wees as wat jy nou is nie. As God versadig is in die offer van Jesus Christus, hoeveel te meer kan ons nie versadig wees in die offer van Jesus Christus om te sê, ek honger glad nie na geregtigheid nie. Ek dors glad nie na geregtigheid nie. Ek honger nie eers na God nie, want God het sy gestalte binne in my kom vind. Amen. Nou, ek verstaan as 'n ou sê, ek wil graag meer weet van die woord van geregtigheid. Dis reg, maar kom ons gebruik daai terminologie. Want Jesus het gesê dat sy vlees is waarlik spys, sy bloed is waarlik drank, en dit sal vir ons die lewe gee. Hy wat dit deelagtig geraak het, het die lewe. Amen. So mense, ons kom nie meer vanuit die perspektief, ek honger na herlewing nie. Herlewing het plaasgevind in Jesus Christus. Daai herlewing is in elkeen wat glo. En daai herlewing gaan na mense toe soos ons hierdie evangelie eenvoudiglik
verkondig. Kom ons gaan net en verkondig hierdie woord aan duisende mense. Hierdie woord van God het die wêreld reeds met homself versoen in Jesus Christus, sodat die wat glo ook dan nou daai versoening wat God gemaak het in Christus deelagtig kan wees. Prys die Here, en dat hulle nie doemwaardig kan staan voor God. Die Bybel sê, hy wat glo is verlos, hy wat nie glo nie, die wraak van God bly op hom. So ek was nie hier om vir jou veroordeling te verkondig nie, ek wil net vir jou die krag verkondig van hierdie evangelie, dat het ons vrygemaak het van die wraak van God, het ons vrygemaak van die woede van God, sodat ons heilig, sonder gebrek, onberispelik staan voor die Here. So gaan kyk in die spieël, dan sê jy vir jouself, myself, ek wil vir myself vandag sê, dat jy is heilig, sonder gebrek en onberispelik voor God in die offer van Jesus Christus. Glo, kyk vir jouself, kyk in die volmaakte wet van vrymaking in, kyk na Christus, sien hoe sy lewe 'n spieelbeeld is van wat binne in jou is en sê, heilig, rein, vlekkeloos, geseënd vir ewig, sonder gebrek, vol van die ewige lewe, vir ewig. Onthou, as jy dit gekyk het, wat 'n tipe mens jy is, gaan dan weg en onthou dat jy geheilig is deur die bloed van Christus vir ewig en jy sal geseënd wees in alles wat jy doen, volgens Jakobus 1. Prys die Here. Baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie uitsending. Ek weet dat dit jou geseën het. Ek wil dit weer onder jou aandag bring, dynamicministries.com. Indien jy op ons adreslys wil wees, stuur vir ons 'n e-mail na info@dynamicministries toe en die detail is op die skerm. Stuur vir ons 'n e-mail. Ons sit jy op die adreslys, ons stuur vir jou 'n dagstukkie elke dag wat ek skryf, wat jou net kan bemoedig in hierdie woord van genade. Baie dankie vir elkeen van julle. Ek weet een ding, verseker, die Here seën jou. Die Here het jou reeds geseën 2000 jaar terug. Daai seëning manifesteer vandag in jou lewe en God se gees is vaardig binne in jou onder hierdie woord van sy onvoorwaardelike liefde. Amen. Onthou hierdie een ding, jy kan altyd die liefde van God geniet. Amen.